Goeiemôre, good morning. Ja, die naweek is verby en ons staan gereed om hierdie nuwe week saam met julle op die regte manier af te skop. En ek wou sê met 'n vriendelike glimlag, Ja. maar Pieter, ons het jou kwaai kant op sosiale media laasweek gesien. Is die internet nou alweer aan daar by die Koenhuis? Sien julle hoe vra sy die vraag vir my, maar sy kyk net vir julle, sy kyk nie na my kant toe nie. Ek moet sê, dit is 'n frustrasie gewees. En interessant hoe dit uitwerk is, jy het 'n diensverskaffer wie jy mos nou maandeliks betaal vir jou fiber of jou internet. En toe ek hulle nou aanvat, toe sê hulle nee, maar hulle het weer 'n diensverskaffer wat op hulle beurt weer aan hulle die diens verskaf. Toe is dit nie eintlik my diensverskaffer se skuld nie, maar die ander een se skuld. En is 'n lang storie kort en 'n kort storie lank en so aan, maar ek moet daarom net sê, die eintlike skuldiges het mooi na die party toe gekom, 'n week later. My verskaffer het hulle self baie mooi gehanteer altyd. So all ends well, maar dis net van hartseer om partykeer die platform wat ons het ook op so 'n manier te moet gebruik om aandag te trek. Ja. Want jy doen 'n oproep hierdie kant toe en 'n e-pos daai kant toe en jy kry net nie noodwendig die joy wat jy moet kry nie en hulle trek hulle skouers op. Maar ou Matta, as jy 'n dag later betaal, moet jy sommer weer 'n aansluitingsvolk betaal. Jy weet sulke goedjies het my toe nou begin kwel. En ja, toe sê ek net Pieter is in the house, hier is ons. Maar baie dankie, ek is weer aanlyn. Kyk hoe smile ek op hierdie blou maandag. Ek is baie bly om dit te hoor, verlig en verheug om dit te hoor. Maar ek sal van my kant af ook net sê, wie is beter as dit? Soort ons nou nie weer vir Pieter so Baie dankie. Ek sal ook myself weer hou daarvan. Alles pragtig. Ja, dit is nie op jou gemik nie, op die verskaffers gemik. Baie dankie. Kom. Goed, maar in elk geval, hier is waarna jy kan uitsien in vandag se episode. Arnold bring vir ons die sporthoogtepunte. Thys gesels met 'n sogenaamde unconventional CA. Ons vind meer uit oor Underdogs SA se pitbull rehabilitasieprogram. Besoek Fritz Dog Hotel in Kaapstad en Arno Karstens kom kuier in die ateljee. Maar dis nou eers tyd vir ons oggendpraatjies. En Pieter, jy's nou al lank getroud. Het jy en Lotie troetelname vir mekaar en is dit altyd vleiend? Ons het troetelname vir mekaar. Ek dink almal het mos maar is 'n troetelnaam ook maar iets soos liefie of dit of dat. Maar ja, ek het baie troetelname vir haar en obviously het sy vir my daarom net die een of twee. Ek weet nie of dit altyd vleiend is nie. Nee. Wil jy hulle met ons deel of nie? Dis 'n baie lekker oggend hier so vanoggend. Nou, maar toe, dan beweeg ons stadig maar seker aan. Die rede waarom ek vra is, 'n Turkse hof het 'n man verplig om sy eksvrou finansiëel te vergoed oor die naam waaronder hy haar nommer op sy foon gestoor het. Dit wil ek hoor. Hy het die bynaam Tombek gebruik, 'n Turkse woord wat beteken pokkel of chubby in Engels. Die vrou het aangevoer dat die bynaam vernederend was en hulle verhouding leed aangedoen het. En die hof het haar saak ondersteun. Nou die saak wat in die stad Uşak plaasgevind het 'n heftige debat op sosiale media ontketen. Sommige mense het die uitspraak regverdig genoem, terwyl ander meen Chubby kon net 'n liefdevolle bynaam gewees het. Die hof se besluit dien nou ook as 'n regspraktyk vir soortgelyke sake in Turkye. Nou ja, toe pokkel. Jy sien, dit gaan oor die tipe troetelname en ek moet daarom net sê op nasionale televisie, ek het nou nie 'n pokkeltjie en dit. Jy weet, sy sal soos my ou lentebloeiseltjie wees of so, maar ja, dit gaan oor wat sy daarmee gebruik, né? Ja. Ek moet vir jou sê, dit is vir my so bietjie om verswets om nou in die hof op te eindig. Ja, dit is bietjie erg. Dis vir my 'n bietjie rof. Ek sou graag wil sien hoe lyk die vrou. Dalk is sy regtig 'n bietjie chubby. En dan nou sien jy daarvan dat hy van nou pokkel genoem het nie. Jy weet wat? Jy beweeg nou op dun ys nietemin, maar ek hoor wat jy sê. Ek hoor wat jy sê. Maar hoe sal jy voel as jy nou byvoorbeeld jou kerel, geliefde, aanstaande se foon vat en jy kom agter. My vrou se nommer is gesuiw onder my engel en ek weet ek's op haar foon as my man. Maar daarom nou nog nie. Grysaard of pens of so nie. Maar as jy dit sal sien, hoe sal jy voel? Sal jy dadelik geafronteer voel? As jy nou agterkom is die naam, soos Pokkel byvoorbeeld? Ja, ek dink nie, daar's vir my niks. Ek dink nie dit is 'n bynaam, miskien vir 'n troeteldier, 'n troetelnaam vir 'n troeteldier. Ja, dis dit kan vir my werk. Maar nie vir 'n mens nie. Ek dink ek is oor die algemeen nie 'n aanhanger van allerlei troetelname nie. Kyk, ek moet vir jou sê, jy kry mos soms maar interessante byname en troetelname. So nee, ek sal maar net weet jy wat, hou maar net by my naam. Die aap is uit die mou. Hier's my vrou se troetelnaam.
My ou dadelpytjie, ek hoop jy het 'n heerlike oggend vanmôre. Ons sal graag hoor watter snaakse name julle op julle fone stoor vir julle geliefdes. Nou wil ek ook net weet, kan jou ander sintuie die smaak van kos verander? Met ander woorde, jou smaaksintuig, dink jy jou sig verander jou smaak van kos, die gehoor? I don't know, wat dink jy? Ja, ek het nog nooit daaraan gedink nie. Kom ek vertel vir jou, 'n klankkundige aan die University of Bristol in die Verenigde Koninkryk het 'n spesiale liedjie geskep wat die soetheid en intensiteit van sjokolade verbeter. Die 90 sekonde liedjie met die naam Sweetest Melody gebruik klavier vir soetheid, stryke vir 'n gladde afwerking van harp en afwerking van harp vir 'n sagte, aangename tekstuur. Ek vertel vir hierdie goeters en dan dink ek vir myself, hoe waar kan hierdie wees? Maar nou ja, die projek is in samewerking met Sjokoladeplek gedoen en hierdie sjokoladeplekkie se naam is toe nou dat ek net op hulle naam kom, Galaxy is die sjokoladeplekkie, Chocolate het hulle dit ontwikkel, wat die liedjie gebruik om die smaak van hulle sjokolade meer spesiaal te maak. Volgens die klankkundige en Galaxy omskep die musiek sjokolade van 'n eenvoudige nagereg in 'n simfonie van die sintuie en toon dit hoe musiek en smaak saam kan werk om 'n multisensoriese ervaring te skep. Nou ek het spesiaal vir jou musiek gebring en ek het vir jou sjokolade gebring. Dit is altyd welkom, vroeg in die oggend, laat in die dag. Proe 'n stukkie sjokolade. So moet ek dit eers. Ja, Goed. kom ons proe 'n stukkie sjokolade, né? En dan besluit jy nou hoe hy vir jou proe. Smelt so lekker in die mond. Nou het jy die smaak, né? Hier is nogal baie soet. Baie lekker. Jy vat net 'n hapie, ek sit hom sommer die hele stukkie in my mond. Verskil tussen mans en vrouens. Goed. Daar is hy. Lekker strelende musiek, wil jy nog 'n hapie Daar sjokolade hê? staan stilte. Is daar tans stilte? Stilte van Bach. Okay, hierso is die musiek nou. En nou gaan ons kyk of dit enigstens 'n verskil maak om hierdie ouetjie soeter daarna uit te sien. Luister saam. Ek dink ons moet weer probeer. Lekker opstel, sjokoladetjie eet. Voel dit Dit al smaak vir my soeter. Hoe smaak dit vir jou? Ek moet sê, ek begin hom meer geniet as om hom net vinniger te kou. Maar ja, ek dink tog dit kan 'n uitwerking hê. Hy is baie soeter Miskien nou. as jy dit ook so 'n bietjie langer tyd gee, nê? Ek dink hy is soeter omdat ek meer in my mond gesit het. Daar's definitief Marita. Oulik. But whether it's regtig nou 'n groot verskil, ek weet nie. Probeer dit gerus by die huis en laat weet vir ons of jy die verskil kan proe. Bly ingeskakel. Ons gesels nou weer verder. Baie lekker. Bitter lekker. Ek bedoel baie ekstra soet. Goeiemôre, kryf jou sjokolade en 'n lekker stuk. You pay less at Clicks with great savings. Buy any 3 Deli products, cheapest one free. Get marvelous chewing gum bottles, 60 grams, 2 for 60 rand. Save on Clicks Smart Bite mini fruit rolls. And buy any 3 packs of delicious cookies, biscuits or wafers, cheapest one free. Clicks, feel good, pay less. Een aand, 3 digters, 1 verhoog. Theatre of Marcellus bied aan Klein Groenblom saam met Herman Kleinhans. Gian Groen en Jan Blom. 31 Oktober by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie
Is daar voldoende voorsiening gemaak vir een dag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. Now is the time to build with a partner who is brave, committed, and hungry to help you. who thinks boldly and differently, leads with understanding, Guided by a team of exceptional minds displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal. and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura, To excel, to conquer that new plateau. to live, innovate, and succeed. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. There's always been something about them. Those insured by AVBOB. It's because we know that AVBOB will be there for us one day. How about every day? Like the vouchers, coupons, and discounts I get to use for my daily living. And what would financial wellness be without an investment plan? Yep, that too. And I'll invest my money with AVBOB. With AVBOB, there's more than enough mutual value for everyone. AVBOB, we're here for you. Welkom terug en daar's natuurlik nog so baie om na uit te sien in vandag se program. Ons gaan 'n bietjie later meer uitvind oor hoe Underdog South Africa Pitbulls help en Arno Karstens kom kuier nou hier by ons. Maar vir eers sit ek nog met 'n heerlike soetigheid in my mond en ek dink ek moet daarom ook net erken. Ek was nog nooit regtig 'n groot soettand nie. En ek wonder, nou mate jy ouer word, hou jy al hoe meer van soetheid of al hoe minder? Ek dink ek is aan die minder kant want daai was daar nou baie soet. Dit was baie soet. Nee, maar ek dink daai blokkies wat ons vanoggend geëet het was soeter as gewoonlik. Maar ek dink dit hang ook af van mens tot mens. Hoe dit ook al sê, sjokolade vir ontbyt, altyd 'n goeie idee. Baie lekker. altyd. En dan kan ons nou die volgende storie wat dalk 'n bietjie swaar is, net so bietjie ligter aanvat. Die balans, nê. Ja, ek wil so 'n bietjie gesels oor misdaad en daar is 'n kommerwekkende nuwe neiging. Nou, polisie waarsku dat misdadigers toenemend kerke en plekke van aanbidding teiken met verskeie gewapende rooftogte wat in die afgelope weke plaasgevind het. Die probleem is reeds in 2024 opgemerk toe berigte van rooftogte tydens eredienste in verskeie provinsies opgeduik het. Diewe betree kerke dikwels as gemeentelede vermom en maak gebruik van die stil en vertroulike atmosfeer. Sodra die gemeente in gebed of aanbidding is, dreig hulle met wapens en steel kontant, selfone en ander waardevolle items. Gauteng, KwaZulu-Natal en die Wes-Kaap het die meeste voorvalle gesien, maar Mpumalanga toon 'n kommerwekkende stygings in voorvalle. Nou, brigadier Donald Mdluli, die woordvoerder van die Mpumalanga polisie, sê die aanvalle behels dikwels georganiseerde groepe, maar sommige is impulsief. Die polisie werk nou saam met die kerkleiers in gebiede soos Kanyamazane, Emalahleni en Nguflu om voorkomende maatreëls te tref en patrollies te verskerp. Hy doen ook 'n beroep op die gemeenskap om nie gesteelde goedere te koop nie en verdagte items aan die polisie te rapporteer. Volgens Mdluli kan hierdie misdaadstryd suksesvol wees, maar dit vereis samewerking tussen polisie, kerkleiers en gemeenskappe om verdere aanvalle te voorkom. Ek onthou, toe dit verlede jaar nogal redelik ook in die nuus was ek nogal geskok geweest om te dink dat jy nou op 'n Sondag, jy weet, byvoorbeeld kerk toe gaan en dan word jy nou so verras. En ek dink baie mense is skrikkerig en ek het ook gewonder daai tyd of dit nie sou veroorsaak dat meer mense maar net aanlyn inskakel nie. Kyk, dis 'n tendens wat obviously aan die toeneem is, want obviously het al wêreldwyd gehoor dat dit gebeur. Onthou in die 80er jare of iets as ek reg is, was daar ook in Suid-Afrika so kerkaanval of iets en die stories was groot en want dit het nooit gebeur nie. Maar dit het toe nou al hoe meer gebeur. Ek weet Pieter van der Westhuizen was mos nou onlangs ook in so
situasie waar hy letterlik Ja. tot die redding gekom het en die booswigte geskiet het. Ja. Maar dit is my kommerwekkend dat dit aan die toeneem is en dit klink vir my ook, dit is nie noodwendig by die kerke en instansies soos wat ons hom ken waar daar wel sekuriteit is en maatreëls getref kan word nie. Dit gebeur in die gemeenskappe van die ouens wat nie noodwendig die geboue en die goeders het om hulle kerk te kan gaan geniet nie, maar dan slaan hierdie ouens daartoe. Jy weet, en nou dink jy is fees, of jy wonder, wat kan 'n mens dan nou doen? Want ek weet, by ons kerk sluit hulle gewoonlik die hekke. Ja. Maar as hulle nou daar opdaag en hulle sit binne-in of tussen die gemeentelede, hoe gaan jy dit weet? Ja. Jy gaan dit nie weet nie. Nee, dis wanneer ou eintlik op jou broodste is. Ja. Want jy gaan soek net 'n bietjie to refill your cup. En dan is jy glad nie, jou sinte is mos so ingestel soos wat dit behoort te wees nie, want jy wil relax nie, wil die woord hoor. Presies. Dat is vir my baie, baie erg. Maar nou ja, ek wonder, daai ouens moet ook net weet, jy weet, daar is nie hemel en 'n hel, daartoe waar hulle gaan is baie warm. Okay. En ek wou nog sê, ek onthou nou nie daai storie van die 80er jare nie, want toe's ek nou nog nie gebore nie. Sy het vreeslik graag wou. Sy het vreeslik graag wou onthou. Ons weet dan ek is 'n ou siel. Ja, jy ja, weet. verseker ek sal my Els. kennis 'n bietjie gaan opskerp. Maar wat sê jy doen? Hoe dink jy sal 'n ou dit hanteer as jy in 'n kerkdiens sit en so iets gebeur met jou en jy's dalk daarom nou nie die eerste jy weet waar alles gebeur nie. Jy's nog hier wat jy kan uitkom kans kry of dalk om iets te kan doen om hulle te stop. Ek het al baie daaroor gewonder. Ek dink 'n mens sal nooit regtig weet totdat jy nie in so 'n situasie is nie. Maar ek dink 'n mens moet begin deur versigtig te wees, jy weet rakende wat jy saam met jou kerk toe neem. Ja. Byvoorbeeld, ek vat myself in oral saam met my heen, jy weet, so afhanklik daarvan. En 'n mens voel dit ook nie noodwendig in jou motor los nie, want is dit veilig daar? So ek dink die belangrikste sal seker maar net wees om kalm te bly en om te hoop daar is dan nou so 'n held tussen ons wat jy weet die situasie goed kan hanteer. Hulle raak al hoe meer opportunisties met die kanse wat hulle waag om mense uit te vang waar en dis soos wat ons die storie gedoen het oor die ouer mense wat weet die hele tyd om hulle geld te goed. Ek het oor die naweek gister weer gehoor van 'n oom of 'n tannie, eintlik is amper 2 miljoen rand wat hulle gesteel het so deur die foon te steel in die apps en dis net belaglik, maar nou ja, ons moet, ek dink die les wat ou hier het moet leer is jy moet regtig wakker wees oral waar jy gaan en dit is vir my die hartseer en so 'n mooi land en so 'n lekker land wat ons het om die hele tyd oor jou skouer te loer met jou oë net so oop, want jy kan niemand regtig vertrou nie. Ek is al so, as 'n ou te vinnig op my afgestap kom, maak nie saak watter ras of so nie, dan is ek dadelik wat gaan aan. Ja. So, dis nie vir my lekker om so aan edge te wees nie. Ek dink dit is nou maar Suid-Afrika en ek dink ook, jy weet, dit laat 'n mens net nog meer bekommerd voel oor plekke soos skole byvoorbeeld ook. Selfde. Ek meen, mense het nou die dag het ek 'n storie gehoor van ons eie raas wat ook vertel het van 'n situasie waar die skoolkinders moes gaan wegkruip het as gevolg van skote wat afgevuur is. So dit bly nie lekker of dit bly aaklig eintlik. Kan ons eerder weer 'n sjokolade proe en kyk of 'n stukkie musiek dit gaan komplementeer? Ja, kan ons gou daai balans net so weer so 'n bietjie herstel? Ja. Maar net gou vinnig, ons het verneem dat die geliefde weeraanbieder Annika de Beer oorlede is. En ons hier by Goeiemôre Good Morning stuur ons innige medelee aan haar familie en ook die ontbytsake span. 'n Mens kan duidelik agterkom dat sy 'n baie groot verskil gemaak het in soveel mense se lewens, so ons dink aan julle. Bly ingeskakel, ons is net hierna weer terug. Jy kyk na Goeiemôre Good Morning. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. As ek vir appel in een woord kan opsom,
legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Een aand, 3 digters, 1 verhoog. Theater of Marcellus bied aan Klein Groenblom saam met Herman Kleinhans. Gian Groen en Jan Blom. 31 Oktober by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Dis tyd vir Volgoed se Inspirasievrou toekenning spoggeleentheid en dit op 'n pink tapijt. Die handelsmerkbestuurder Vanessa Skuman kuier vandag hier om meer te vertel. Vanessa, goeiemôre, good morning en dankie dat jy hier is. Môre Elsa. Goed, so Finesse tydskrif het destyds 'n inspirasievrou aangewys. Nou is die vraag, wat maak vanjaar se Volgoed Inspirasievrou toekennings anders? Ek dink is in 2011 het ons die Inspirasievrou geleentheid gehad, maar toe het ons bekende vroue vereer vir die verskil wat hulle maak. So ek kan goed onthou, daar was finaliste, maar die top 3 was Karika Kesenkamp, Helen Zille en dan Lindy Strydom. Wat ons, jy weet, ons stem saam dat hulle nog steeds eintlik 'n groot verskil maak in verskillende velde. So ons het besluit om vanjaar vroue buite die kolleg te vereer. Vroue, doodgewone vroue wat 'n buitengewone verskil maak in hulle omgewing. En mens kyk soms na hulle dan dink jy, "Sjoe, hulle is so inspirasie, maar niemand weet van hulle nie." En dis reeds hoekom ons vir hulle ook blootstelling wil gee op Volgoed Media se platforms. So verduidelik net vir ons, hoe werk die proses? Jy weet, wanneer 'n mens kyk na iets soos nominasies, die top 10 finaliste en dan einde ten laaste ook die beoordeling. Ja, dit is omtrent 'n proses, Elsa. So ons het aan die begin van die jaar het ons vir die publiek gesê, of eintlik maar vir ons gehoor gevra om vroue te nomineer, maar hulle kon hulle self ook nomineer. En toe het ons nou deur daai klomp inskrywings gegaan. Dit was hope, glo my. Volgoed Media se span het deur dit gewerk en ons het na elke liewe een gekyk. En toe het ons 'n lang lys opgestel van 50 vroue wat ons toe op ons webblad gesit het en toe kon die publiek stem vir hierdie vroue. En uit daai 50 het ons toe nou nie 10 nie, maar 15 gekies, maar daar was net te veel nominasies. So ons het nie 'n top 10 nie, ons het 'n top 15. Ja. En ons beoordelaars het toe persoonlike onderhoude gehad met hierdie top 15. Dan het ons ook merkwaardige beoordelaars, Elsa. So Prof Elaine Vlok het vir meer as 26 jaar die Clover Mama Afrika projek gedryf. So inspirerend. Ons het vir Ina Wilken, ek wil altyd vir haar sê dokter, maar Ina Wilken wat die nie uitvoerende direkteur is by Finbond. Finbond is ook ons borg van die Inspirasievrou geleentheid. Ons het vir Renay Roux van Help in 'n Hand, so sy weet wat op grondvlak gebeur en watter behoeftes daar is by gemeenskappe, en dan ook vir Dominee Fern Kloete daar van Lambertsbaai. So al hierdie vroue weet waaroor gaan gemeenskapsprojekte, waaroor gaan verskil maak. En ek is so dankbaar dat hulle bereid was om hierdie proses saam met ons te doen. Ek was ook natuurlik op die paneel gewees. Almal van julle merkwaardige vroue, as ek dit dan nou maar kan sê. En die wenner word dan nou aangewys tydens 'n pink tapijt spoggeleentheid. Vertel net vir ons so 'n bietjie meer. Dis reg, Elsa, ons rol die pink tapijt uit. Wat 'n mens waar kry?
Glo my, dis nogal 'n uitdaging. So ons gaan die pink tapuit uitrol by Monte de Dio hier in Pretoria en ons gaan 'n glans ontbyt hê. Dit gaan so spoggerig wees. Ek sien so uit daarna want ons het ook vir Cordelia daar wat gaan sing. Ek dink dis altyd net so lekker om 'n sangeres ook daar te hê, want dan kan die gaste nou kom luister na hierdie 15 vroue se stories. En ek moet vir jou sê, toe ons met hulle onderhoude gehad het, was baie van ons in trane. Want elkeen van hulle het ook 'n hoekom. Verstaan jy, daar's 'n rede hoekom hulle doen wat hulle doen. En dit is vir my so asof hulle land op die plek waar die Here hulle wil hê. Hulle roeping uitleef. Dit is so inspirerend, dit is so mooi. Ons gaan natuurlik ook die gaste bederf, so elkeen van hulle kry 'n geskenk en heerlike lint sjokolade. Dis nou buite in die Swartland vonkelwyn wat ons gaan drink die oggend. So dit gaan 'n heerlike oggend wees. En sê vir my, watter prys of pryse kry die wenner? Die lekkerste prys dink ek is die feit dat sy 'n kaartjie kry vir die Girls bootreis. Nou dit is 'n bootreis wat Volgoed Media al vir baie jare aanbied. Dis volgende jaar van die 13de tot die 16de Februarie. En is spesiaal vir vroue. Jy weet, mans gaan op jagnaweke en op rugby naweke, hulle speel golf. Vroue het ook ietsie nodig, nê, om hulle self net weer bietjie te inspireer en te motiveer. So ons vat byvoorbeeld vir Bobby van Jaarsveld saam, Mel die storieverteller is daar, ons het vir Lenet Beer, Greta weer. So dis 'n regtig 'n heerlike geleentheid vir vroue om te ontspan, te rus en ook geïnspireer te word. Dan kry sy natuurlik ook juwele van Manella, pragtige juweelstukke. Daar's 'n velsorgreeks en dan ook klerebewyse van Nikki Boutique en klerekas, parfuum, so sy gaan goed bederf word, Elsa. Maar waaroor ek die meeste opgewonde is die feit dat sy 'n media pakket van Volgoed Media wen. Wat beteken ons kan op al ons platforms haar projek bemark, jy weet, blootstelling gee aan haar as persoon, sodat meer mense te hore kan kom van die wonderlike werk wat sy doen. So daaroor is ek die meeste opgewonde en al hierdie pryse kom eintlik neer op 'n waarde van ongeveer R100,000. So dit is regtig 'n groot prys wat sy wen. Dit is 'n baie groot prys en dit klink vir my alles baie lekker. Nou, vir ons kykers wat nou ingeskakel is en dalk iemand wil nomineer vir 2026, wat sê jy sê maak 'n wen-nominasie? Elsa, soos ek gesê het, dis 'n vrou wat nie in die kollig is nie. 'n gewone vrou wat 'n buitengewone verskil maak in haar omgewing. So dit gaan nie net oor haar inspirerende storie nie, want ek glo elkeen het 'n storie om te vertel. Maar dit gaan ook oor hoe sy daai storie uitleef en dit gebruik om die wêreld 'n beter plek te maak. So dis regtig waarna ons kyk. En wat soos ek nou gesê het, as jy kyk na daai vrou, dan kry jy eintlik skaam om te dink, jy weet, jy is met so baie toegedeel en ons gebruik nie dit alles ter wille van ander mense nie. So dit is regtig waarna ons kyk, 'n inspireerder en 'n vrou wat 'n verskil maak in haar omgewing, maar 'n doodgewone vrou wat 'n buitengewone ding doen. En die publiek kan hierdie geleentheid bywoon? Ja, absoluut. Waar kan ons inligting in die hande kry? So hulle kan net klik op volgoedevents.co.za en hulle kaartjie daar koop. Nou maar Vanessa, baie dankie dat jy by ons kom kuier het en ons sien saam met julle uit na hierdie geleentheid. Nou dankie Elsa. En daar het jy dit, volgoedevents.co.za om jou plek te verseker. Bly ingeskakel, ons is net hierna weer terug. Cheers julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn valleyboutique.co.za. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke.
Besoek ons by www.iglide.co.za. Sukkel jy met vet? Tenace het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Tenace top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Tenace bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Tenace all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Tenace se stresvet nodig. Tenace werk regtig. SMS jou naam na 44021. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. Hartlike goeiemôre, baie welkom. Ek kuier saam met ons hier by Goeiemôre, Good Morning en is nou tyd om jou naweek se sport te bespreek saam met die een en enigste sportlegende Arnold Geerts. Dis 'n groot intro daai. Môre sê die check is in die pos. Baie dankie. Dit lyk of dit goed gaan met jou, opwindende naweek gehad. Soos altyd. Dit weer eens was bloot net fantasties. Die Grand Prix, ons het verlede week daaroor gepraat en nou is iemand anders bo in heel voor. So sy 6de wen van die seisoen, Lando Norris is met 1 puntjie voor, hy 357 na 'n ongelooflike Mexico Grand Prix. Van die begin af, die Engelse term is mooi, from go to woe voor en niemand kon vir hom klop nie. Dit was werklik waar interessant. Charles Leclerc was toe nou tweede gewees en Max Verstappen in die 3de plek. So hy was 31 sekondes agter, wat 'n massiewe, as jy nou regtig dink 31 sekondes is lank. Dit is baie lank, maar ek moet sê dis net amazing. The soapy continues, hè. Presies, dis net so. So die Aussie Oscar Piastri is nou net dan met daai 1 puntjie agter en dis so interessant hoe hierdie ding gaan uitwerk. Want daar's nog net 4 wedrenne oor. So wie weet hoe dit gaan uitspeel soos dinge gaan. Maar dis presies wat ons wil hê, nie waar nie. Dis mense met 'n armdruk kan sien. En nou is die groot ding, wat gaan McLaren doen met die 2 manne? Is daar die sogenaamde team orders? Wie kry wat en wie doen wat en hoe gaan dit uitwerk? Daar's baie om te sien. En daar's nogal baie in dit ook, nee, as ou nou die dokumentêre reekse so dop en goed. Is dit daai ouens is regtig, as dit my beurt is dit my beurt. Niemand anders gaan my plek vat nie. Dis amazing. En die wonderlike ding is tot dusver was McLaren reg op die geld en op die merkie, want hulle het al twee die jaars se motors is presies dieselfde en die werktuigkundiges en dis meer hulle tot dusver saam met mekaar tred gehou. Maar hoe dit nou gaan uitwerk, gaan baie interessant. En net so laaste gedagte wat vir my lekker is jy het altyd sê net maar jy het Red Bull gehad en jy het nou Mercedes gehad of whatever en skielik kom McLaren nou 'n bietjie deur. Ja. So dit wys so daai ouens werk ook hard en met die tegnologie hou hulle nou by and there we go. This is amazing. Love it. Ek kan nie wag vir Cadillac om volgende jaar te begin nie, want hulle jaag ook volgende jaar. Nog 'n nuwe toevoeging. En dit kan ook interessant wees. Ja. Gaan hulle kan pas hou? Dit gaan 'n ander vraag wees, maar op hierdie stadium is die pas daai heel voor bloot net fantasties. Gepraat van passe, sal ons hou by pas wat nie gehou kon word nie by die cricket of gaan ons by pas hou met die rugby waaroor gesels? Ja, ons gaan cricket toe. Ek wil eintlik nie, want aan die begin van die Wêreldbeker toernooi die Proteas 'n lelike ene gehad. Hulle het 69 almal uit teen Engeland. En Saterdag het die Aussies die mat heeltemal onder hulle uitgeruk en hierdie keer was dit nog die telling was nie erger nie, maar 97 almal uit was net nie heeltemal goed genoeg nie. Ons hou van die rekords, die extreme rekords lekker. En die snaakse ding is, dit was die boekeinde van die groepfase en hulle het so goed gespeel tussenin. Ek kan onthou ons nog verlede week gesê het, hoe amazing was dit. Hulle lyk so goed. Was, die grootste probleem wat my aanbetref en wat my bekommer hieroor is, ons sukkel teen die draaiers.
Ons het gesukkel teen die draaiers en ons teen Engeland vasgevang het en weer eens Saterdag. En dit lyk asof hulle werklik waar nie die bal kan lees in die lug of van die baanblad af nie. En dis 'n baie moeilike ding om reg te kry, maar terselfdertyd wonder ek, dit laat my terugdink aan die 90s en selfs die vroeë 2000s, toe die Protea manspan deur dieselfde ding is. Hulle kon nie draai speel nie en het gesukkel daarmee. Maar die oomblik toe ons begin goeie draaiers in ons span kry, soos Maharaj byvoorbeeld, en selfs Simon Hamer wat nou so goed doen, toe het ons begin om in die nette die bal te kan lees, soos hy uit die hand uitkom, soos hy van die baanblad afkom. En dit maak soveel interessante leeswerk, as mens, ek wonder net hoe gereeld die vroue op hierdie stadium, daai tipe van onderrig in afrigting kry. Ja, hopelik duidelik na loosing soos hierdie, dan behoort hulle nou regtig 'n plan te maak as hulle dit nog nie daadwerklik gedoen het nie. Is so. Om die regte, ondervinding te kan kry, oefening te kan kry daarmee. Die probleem daarmee is, hierdie was 2 lelike verlore. Mens gee nie om met 1 of 2 paadjies of 7 of 8 lopies, maar hierdie is 2 lelikes. En dit kan nie goed wees vir jou selfvertroue nie, spesiaal nadat hulle soveel selfvertroue opgebou het na Saterdag se wedstryd. Net daai wipplank wat daai mense, top of the world, en dan wil ons net nie meer wees. Ja, dit is so mooi nie. En dan laastens, Woudekom Verenigde Rugby Kampioenskap in die DHL Stormers, hulle het al reeds 'n wêreldklas losskakel. En Saterdag het hierdie jong Yuri Matthee gewys presies wat aan hom steek, want hy het 'n loopbaanbepalende vertoning verskoon my gelewer met 21 punte en werklik waar baie goed gespeel. Dit was baie indrukwekkend. Hulle is voor op die punteleer na daai 31-16 wen oor Benetton in Treviso, maar hier is die interessante ding, Benetton tuis in Treviso het nou vir 'n hele jaar nie verloor nie. Dis die eerste keer wat hulle in 12 maande verloor by die huis. So ek dink dit beteken dat die Stormers indrukwekkend is en hulle onoorwonde loopie in die kompetisie is nou 5. Nou kom hulle huis toe en nou is dit rustyd, want onthou oor die naweek speel ons vir die eerste keer weer Springbok rugby. Kan nie wag nie. Ons speel teen Japan en ek sien Eddie Jones sê klaar om ons speel op Wembley. Japan op Wembley en Eddie Jones het klaar oor die naweek gesê om die Springbokke daar te klop sal wees soos die Coldplay konsert by Wembley. So, nou weet ek nie presies wat dit beteken nie, maar ek moet ook nie terugverwys na Vrydag aand met die Bulle. Dit was 'n treurmare om 'n beslissing te sien wat uiteindelik die hele wedstryd omgeswaai het. En ek het gaan kyk na daai ding, ek weet nie so mooi of die Bulle daai loskrim laat val het nie. Tweede vraagie is, sou die skeieregter eerlikwaar van mens kom in die oog kyk en sê, dit was beslis 'n 3, of dit sou 'n 3 gewees het. Ek weet nie so mooi. Die ouens, hulle het mos die vermoë om na 'n wedstryd of na 'n naweek se wedstryd daai vertoë of jy weet klagtes in te. Ja, maar dit beteken op die ou einde die wedstryd is verby. Ek sien Johan Ackerman het erg kapsie gemaak daarteen, maar die beslissing is gemaak, die wedstryd is verby, daar's niks wat jy omtrent kan doen nie. En natuurlik vroeër in die week het hulle gehoor dat Jan-Hendrik Wessels weg is vir 9 weke, en dit is net so moeilik vir Bok, as ook Bull Rugby. Dit maak dit verskriklik moeilik op die ou einde. En weer eens, geen bewyse kon gekry word dat hy gedoen het wat hulle gesê het. Ek dink veral met die vlak waar internasionale rugby is, die nasionale rugby, as jy 'n goeie skeieregter is, dan is jy regtig 'n goeie skeieregter, want jy moet oë en alles plekke hê. Jy moet meer as 400 beslissings in 'n wedstryd maak, Pieter. Dis waarop dit neerkom. 400. Dan sal ek maar liewerste net die couch potato ref. Hierdie is veel makliker. Jy hoef net so 'n paar beslissings hier te maak. Hoorie maar baie dankie. Ek hoop die klere die prentjie word bietjie meer kleurvol na mate ons hierdie week ook gaan met die sport aan nie. Baie lekker. Jy moet nie weggaan nie, want net hierna is nog baie sports ook wat later kom, maar weg van die sports af, gaan Thys net hierna gesels met die stigter van the Unconventional CA, Hiten Keshev, en ek dink dit gaan nogal 'n interessante enetjie wees. Unconventional CA. Kan nie wag om bietjie meer daaroor te hoor nie. Dit en natuurlik nog baie onthou Arno Karsnes is ook hier. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are yet to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation.
AC/DC Express. Everything electrical. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Sukkel jy met vet? Deners het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Deners top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Deners bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Deners all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Deners se stresvet nodig. Deners werk regtig. SMS jou naam na 44021. We're gonna be alright. Go higher, lift me higher, lift me higher. We're gonna be alright. Lift me higher, let's go higher, let's go higher. We're gonna be alright. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Welkom terug. Tuisgesels nou met Hiten Keshef, die stigter en die bedryfshoof van Unconventional CA, 'n konsultasiefirma wat daarop fokus om entrepreneurs te bemagtig. Thank you, Peter. And yes, of course, Hiten, welcome to the Good Morning, Goeiemorgen, Good Morning. Thank you I for almost having wanted to say Goeiemorgen, South Africa, but it's not that show. Hiten, what is Unconventional CA? Let's start there. So we're a startup hub that helps support the development of startups and SMMEs in South Africa, both in the community and in the urban areas. It stems up with providing them with a variety of support services from business coaching, and we partner with corporates to develop entrepreneur development programs as part of their BEE requirements and align that with ESG and CSI interventions. Oh, wow. Oh. So let's quickly go there. So you actually had a brainwave where you said, I'm actually tired of doing the old traditional stuff. Okay, so you call it aha moment. Yes. Okay, if I pronounce it right. Aha. So what happened in that moment and why did you go in that direction? So, you know, they always classify you as a CA being a bean counter, this traditional number crunching guy. We're very stern to the book. You know, there's no humor, sense, and humanitarian side to you. So that's that aha moment that came in 2019 when I got into SAICA's top 35 under 35 and then into the Topco Youth Top 40 leaders. Right. And I just had to take a step back to say, you know, if I'm going to stand for these prizes and that, what is it that I'm going to really make a difference to in this country? And our country is plagued with a lot of socioeconomic issues itself. You know, we have these unemployment challenges. There's a lot of youth that can't get jobs. More than 60%. Yeah, and those challenges were what surfaced to my mind. And I said to myself, if I'm really going to stand for an award, I want to do something that's going to change this country for the better. That's inspirational, man. So you actually talk a lot about Silicon Valley mindset. What does that mean for South African entrepreneurs? So as exactly your point, we always compare ourselves to like first world countries, and we have this mindset that we need to be a first world country. Yes, we realize in South Africa, we are a third world country with first world infrastructure and potential. So the mindset part around the Silicon Valley is we know there's a lot of money and a lot of startups that come across in that space. You know, the next unicorns, for a better word, your Facebooks, Instagrams, etc. But the fundamentals behind it actually lie with you as a human being. And when you work with yourself and your belief system as an entrepreneur
And you learn to realize that there's nothing that can stop you from succeeding besides you being your best friend or your worst advocate. You can then get what you want. And that silicon mindset comes in with the methodology with which we work with entrepreneurs. We don't just work on your business as an entrepreneur. We actually work with you using psychology and neuroscience methods to help tackle things that might be holding you back in your belief systems that you unconsciously aren't aware of. Oh, that's very nicely said. But let's say now, for instance, I have this unicorn idea. Okay, I love that word unicorn because it's that specific idea that can change the world, of course, but you just don't know where to start with that. So if I have that unicorn idea, for instance, how do I tap into your system? So on our website, right, we have some tools. We've got a hub that actually provides a whole lot of resources. From educational content to actual templates and tools that you can then use as a starting guide for yourself. You can also book a free session with one of our consultants there on the website. And what we do is when you book that session, we've got a platform called Ember 360. It's a diagnosis tool. It's like going to a doctor if you're sick to say what's wrong with you. The diagnosis tool actually provides you an analysis of where your strengths are, where your areas of weaknesses are, and then formulates a development plan for you to say this is what you need to be focusing on in order to kickstart this journey. So there's a methodology that we then use. Once they've completed that diagnosis, we'll then formulate what plans need to be implemented to kickstart that itself. In an ideation stage, my advice to any entrepreneur out there, first go and find the market demand. Don't even worry about anything else, because if there's no one to buy the product or service, then it's going to be a failed intervention itself. In any case, yeah. So if somebody basically then goes through this entire process and there's actually a business that was created just in 30 seconds, do you guys then also, assist them with getting funding for, the outlay of it? Funny you say that. Just this past Saturday in Magalies, we had a pitch fest for 40 entrepreneurs where we connected entrepreneurs with Dragons itself. Nice. So we do help entrepreneurs with funding and any form of support services at an operational level itself to get them off the ground, and also market access opportunities. We have our own events to connect entrepreneurs with corporates and other funders or potential customers of yours to help grow and scale your businesses. Great, that's a mouthful. So ja, Pieter, vir daai unicorn idee van jou, kom ons kyk maar, hier sit die man, jy moet maar na die tyd bietjie met hom gesels. Baie dankie Thys. Ek moet dan net sê, dit lyk baie meer asof jy met hierdie pragtige boshare van jou eerder 'n Bollywood of 'n Hollywood ster kan wees. Maar ja, dit was dan die stigter en bedryfshoof van die Unconventional CA. Moenie weggaan nie, ons is net hierna terug. Sukkel jy met vet? Denise het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Denise top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Denise bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Denise all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Denise se stresvet nodig. Denise werk regtig. SMS jou naam na 44021. Goed, jy kyk nou. Goeiemôre. Good morning. Nou ja, dis weer Denise tyd. En Denise help al byna 27 jaar mense om veilig en vinnig gewig te verloor. Een van ons gunsteling stories, Sanet kuier saam met ons en is hier om vir ons te wys hoe Hannie 70 kg met Denise verloor het. En ekskuus dat ek so lag, Sanet, maar welkom. Jy's dierbaar. Besige storie hierso tussen ons twee hier agter die skerms. Maar ons is bly jy's terug om vir ons 'n bietjie meer te vertel. En ek wil graag vir jou vra, kan jy nog die dag onthou toe Hannie met Denise begin het? Ja, Elsa, weet jy, ek sal dit nooit vergeet nie, want ons adverteer ons 44021 SMS nommer so baie en Hannie se man Gertjie kon net glad nie vir Denise aan die hande kry nie. En op die einde van die dag het hy vir my 'n WhatsApp gestuur. So as jy vanoggend vir my luister en dalk nog nooit vir Denise aan die hande kan kry nie, stuur sommer nou 'n WhatsApp na 063 062 1888. Maar wat interessant was, is dat Hannie 141 kilogram geweeg het. Sure. En sy het regtig gedink Denise is so duur, sy sal dit nie kan bekostig nie. Maar vandag is ons Fatbuster net R250. So as jy vandag R250 het, kan jy met Denise begin. En dan
Dit is nie die ergste van alles nie. Jy kan nog 'n gratis nou daai metode ook kry as jy nie geld het nie. Onthou mense, ek doen hierdie werk omdat dit my passie is om mense te help wat moed opgegee het en dink hulle kan nie meer maar word nie. En net so was Hannie, want Hannie het net 1 nier gehad, nog steeds seker. Sy definitief nog net 1 nier, ek dink so. Maar wat belangrik is, sy was op Ons het net te veel gelag, ekskuus julle, dis nie iets om oor te lag nie. Maar sy was op 28 verskillende bloeddruk, kroniese medikasie, cholesterol, medisyne. Dit was rof hoor. Sy was baie oorgewig en sy het 70 kilos in 'n jaar verloor. Kyk, en ek dink dit, as 'n mens net daai resultaat kan sien, dan is dit regtig iets om op trots te wees. Maar hoe het sy geweet met watter tenace pak sy moet begin? Julle, dit is maklik. By tenace kyk ons waar sit die meeste gewig op jou lyf. Met ander woorde, met watter area in jou liggaam sukkel jy. Elke keer as jy vir my smile, dan wil ek lag. Julle moet maar verskoon. Hierdie plek is vol grappies. Wag tot julle sien wat kom nog. Dis nog niks. Maar ja, by tenace kyk ons waar sit die vet op jou lyf. En Hannie, omdat sy meer as 15 kilos gehad het om te verloor, was sy 'n all-over fat attack. Okay. So as jy nou vanoggend met losvel sukkel en gewig het van bo tot onder reg oor jou hele liggaam, dan is jy all-over. Julle mens lag nie oor vet nie. Dis eintlik 'n baie ernstig. Dit is ernstig, maar ek dink as jy dit so 'n bietjie ligter maak, jy weet. Ja. Soos wat hulle sê, no pun intended, maar dan help dit presies, ook, jy weet. Dit presies julle. Goed, so bottom fat attack. Baie dames kla oor selluliet, verskeie plekke. Help dit regtig en wees dan 'n goeie kandidaat. As jy 'n groot boude het, ja, en breë heupe en selluliet, is jy 'n bottom fat attack by tenace. Nou beter jy jou foon vat en vir my 'n WhatsApp stuur na 063 0621888, want as Hannie 70 kilos kon verloor met 1 nier en 28 kroniese medisyne, waarom kan jy dit vanoggend hier saam met ons lag en gesels? Ja, so dis dadelik, daai foon moet dadelik uitgehaal word en dan moet dadelik kontak gemaak word. Goed, die tyd is besig om ons vinnig in te haal, maar ek wil vinnig vir jou vra, gebruik mans ook tenace? Ja, ons is baie lief vir mans by tenace, hoor. Okay. Ek hou van mans, is wonderlike goed julle. Maar 'n man nee, kyk, die meeste mans is top fat attacks by tenace en hulle het boepense en biermage, maar net so ook die vrouens, hulle lyk effens swanger, dan is jy 'n top fat attack by tenace. So vat hy foon en stuur hy WhatsApp na 063 062 1888 as jy wil maar word. Ek gaan vir jou vra dat jy weer daai nommer sommer vir ons herhaal. 063 062 1888. Dis eintlik 'n baie maklike nommer. En weet jy wat, dis nooit te laat om maar te word nie. Tenace werk regtig. Ek dink dit is dalk waarmee ek wil afsluit. Dis net om vir jou te vra, baie mense verloor dalk 'n bietjie moed en dink, jy weet, is daar nog hoop, maar dis seker enige tyd die regte tyd om te begin, net so vinnig. Julle. Kyk, dit is regtig nooit te laat nie. Ek wil vir julle sê, ek praat nou van eie ondervinding. Kyk, ek was al die jare rietskraal, plankdun en nou na trauma so vet geword en ek is daarom 33 kilos af. So hou my dop. En nie net ek nie, tenace het 180 000 mense reg oor Suid-Afrika, Afrikaans sprekende mense wat maar geword het. So waarom kan jy dit nou vanoggend saam met ons kuier? Nie vir my daai WhatsApp na 063 062 1888 stuur nie. Sanet, baie dankie vir 'n lekker ligte gesprek oor 'n baie swaar onderwerp. So SMS gerus ook tenace na 44021 en bly ingeskakel want ons is nou weer terug. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Een aand, 3 digters, 1 verhoog. Theater of Marcellus bied aan Klein Groenblom saam met Herman Kleinhans. Gian Groen
en Jan Blom. 31 Oktober by Empress Palace. Kaartjies beskikbaar by Ticketpro. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Sukkel jy met vet? Deners het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Deners top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Deners bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Deners all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Deners se stresvet nodig. Deners werk regtig. SMS jou naam na 44021. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Underdog South Africa is 'n organisasie wat hulle self daartoe beywer om pitbulls, een van die mees mishandelde onderrasse te red, rehabiliteer en in liefdevolle huise te plaas. Ek gesels nou met hulle stigter Estelle Smit. Goeiemôre, baie welkom. Baie dankie. Ek moet dan net sê daai Smit is met daai ekstra H, né? Smith. Dis reg, ja. Wat het jou inspireer om hierdie organisasie te begin? Weet jy die feit dat dit is al as ek maar 'n bietjie kan tale meng, Asseblief. die most misunderstood breed. As jy hulle ken en besef, jy weet enige honderras kan aggressief wees, moeilik wees, maar hulle het 'n stigma. Dit is basies sosiale media hou daarvan om alles wat die probleme is 'n pitbull te gee. Dis nou 'n pitbull. Wat's die mees algemene mites, mispersepsies oor die pitbulls? Die feit is dat hulle is mense, hy byt mense. Aggressief, ja. En laat hulle is onbeheerbaar. Hulle kan nie kontrol word nie. Laat hulle is, dit word gebruik as 'n image, 'n status image. En ek kan sien jy sukkel nou met alles. Kyk hoe onbeheerbaar is hulle, kyk hoe aggressief is hulle. Alhoewel dit babas is, die groter honde is baie makliker as die babas. Babas is gewoonlik die wat eintlik baie hardloop en te kere gaan en energievol is. En kyk hoe rustig is hulle. Is dit nie maar ook net presies hoe jy jou hond hanteer, hoe jy hom groot maak, hoe jy as 'n mens teenoor hom optree, dat hy daai tipe geaardheid ook gaan toon, jy weet, 'n rustige geaardheid of 'n aggressiewe geaardheid. Weet jy, 'n pitbull is 'n hoë energiehond. Hy het stimulasie nodig. Dis soos 'n kind. Ek sê altyd baie, as jy kinders het, kan jy pitbulle groot maak. As jy pitbulle groot maak, kan jy kinders hê. Hulle het energie. Hulle is baie intelligent. Hulle moet gestimuleer word, gedurig gestimuleer word. Vat hulle na puppyskool toe. Leer hulle van kleins af obedience training. Leer hulle van kleins af sosialisering met ander diere. Ek meen, ek het pitties wat saam met perde hardloop. Ek het pitbulle wat saam met African Greys en macaws, wat die een macaw hardloop op die grond rond met 'n been in die hand, dan speel die twee. Ag, hulle speel met katte. Hulle lê en dan purr die kat om hom aan hy massage om eintlik al lê daai ons op sy. Maar ek moet sê hulle was baie energiek en jy het hulle toe nou mooi gedowntown vir die studio deel. Ja, hy moet die energie moet uitgehaal. Dis ook wat vir mense sê,
as jy 'n pitbull het met jou perseel soos nou is maklik, hulle is klein. Maar as hulle groot word, wees verantwoordelik, sorg dat jou eiendom se heininge reg is, want hy is escape Houdini. As hy nie aandag kry nie, gaan hy hoor iets aan die ander kant en hy gaan wel probeer kyk wat daar aangaan. Kom ons kom 'n bietjie by die organisasie. Stel, jy weet, maak jy baie staat van vrywilligers en hoe is hulle betrokke? Weet jy, kom ek gaan vir jou so stel, ons is 'n NPO geregistreer al vir 14 jaar, ons gaan nou vir 15 jaar en dit was nooit, ek is 'n kunsmusiekmens en ek het gesien wat hierdie honde wat hulle met hierdie diere doen en ek het besluit ek wil nou hierdie diere help wat so aan kettinge vasgemaak word, kwaai gemaak word. Hulle word letterlik abuse om die survival instinct in te skop. Dan jy weet dan wil hy beklei vir kos. Hy wil beklei want hy moet anders by die ander een hom. Nou ek het begin met Underdogs SA, het ek geregistreer om hierdie honde 'n kans te gee, 'n tweede kans te gee. Ek het op 'n later, ek is 'n SA judge in konfirmasie, so ek kan gou-gou vir jou sê 99% van die honde wat buite is, almal is 'n pitbull. Of dit nou 'n Jack Russell is, dis 'n pitbull. Ek het al mense gehad wat vir my sê, as ek luister, hier is nie 'n pitbull nie. So hulle het nie idee wat dit is nie, maar toe gaan ek en ek is 'n SA judge in konfirmasie in die genetika. Toe gaan swat ek vir 'n behaviorist. So ek is gekwalifiseerde behaviorist wat met hulle gedrag werk. Wow. Toe gaan studeer ek, want dan gaan ek uit op plekke en dan sien ek wat hulle met hulle doen. So dan haal ek hulle van die ketting af. Ek help hierdie honderras in hierdie situasie. Toe gaan studeer ek vir 'n animal welfare inspekteur. So nou is ek gekwalifiseer, ek gaan uit in areas en ek gaan haal hulle af, ek kan vat hulle hof toe, gaan praat met die magistraat. Jy ken die hele spektrum, niemand kan met jou doekies omdra en allerlei sulke stories nie. As hulle met stories kom, dan sê ek, luister, die wet sê dit. Behalwe vir die vrywillige werke, goed, watter ander addisionele dienste bied julle ook aan? Weet jy, ons rescue, rehabiliteer en train. Ek gee vir mense, ek het baie mense wat my bel, dan sê hulle, luister, hulle wil nou 'n pitbull saam met hulle labrador sit. As jy van kleins af die hond of reg leer, ons het 'n meet and greet, dan vat ons die honde en ons kyk of die hond se temperament of sy persoonlikheid, hulle het 'n persoonlikheid, hy is nie net 'n hond nie. So kyk of hy met daai hond se, want hulle werk op feromone. So as daai hond 'n bietjie van 'n face, weet hy sit daar en jy sê, ag, hy's 'n dierbare ding, maar 'n ander nader kom, dan begin hulle, kan jy sien, so hulle werk op, as hy kortisolhormoon afgee, veroorsaak dit aggressie. Jy sien dit nie, want jy's 'n eienaar, jy ken nie die honde nie. En dis vir my belangrik dat hierdie honde moet jy moet weet waarmee jy werk. Stel net om te groet, waar kan mense julle kontak, want ek weet daar's kennels nodig en opgradering hier en dit, so mense sal wil betrokke raak. Julle is baie. Waar kan ons jou kontak? Julle kan ek my nommer vir julle gee of as sal jy ek hom op die lug wil gee, anders 'n webtuiste? Ja, 'n webtuiste is www.underdogs.co.za en my nommer is 082 774 3264. Nou stuur bietjie een van daai oulike dames hier oor na my toe voordat ons oorskakel daar na Elsa toe. Ek wil daarom ook net kom bietjie hierso sis. Kom gou bietjie hier. Moet my net nie byt. Mense skakel my baie keer dan vra hulle ek moet kom assessments doen op hulle hond. Ek doen vir jou assessments op hulle en sê vir jou baie dankie. Nou ja, toe baie dankie vir die kuiertjie. Dis 'n Elsa, plesier. oor na jou. Ek hoop jy gaan ook 'n lekker gesels hê soos wat ons net gehad het. Ag, jy is te dierbaar vandag, Pieter. Nou ja, ons bly vandag by 'n man se beste vriend. At Fritz is 'n 5-ster hotel in Kaapstad waar gaste luukse kamers, 'n salon, spa, winkel, gourmet etes en selfs tema fliekaande kan geniet. Maar wag voor jy vir jouself 'n naweek daar wil bespreek, want At Fritz is slegs vir honde. En ek gesels nou met die eienaar, Jannie Klou. Jannie, goeiemôre, good morning en baie welkom. Môre Elsa, hoe gaan dit? Goed, dankie met jou. Goed, dankie. Ons is baie bly om vanoggend op hierdie onderwerp te kan fokus, want ek dink dit is so 'n oulike inisiatief. So vir iemand wat nou nog nooit van At Fritz gehoor het nie, watter hoofdienste bied julle en wat presies behels hierdie hotel? Jong Elsa, ons is genoem die At Fritz Dog and Daycare Center. Die woord center is baie belangrik want dit sluit alles in wat 'n hond nodig het, van hondekos, retail, na daycare, na 'n spa en sleepovers. En dan baie interessant, mense dink baie dit is vir die rich and famous deel van 'n hotel, maar 10% van ons occupancy gaan juis aan honde soos wat ons net van gehoor het, soos charities, wat plekke nodig het om honde te rehabiliteer. Want dis ultimately wat my staf doen, is ons werk met honde om hulle social en behavioral mooi te help.
Dis wonderlik om te hoor. Nou, ek het so lekker gelag toe ek die eerste keer van al hierdie volgende opsies lees. Jurassic Park, Hollywood, Popeye the Sailor en die Presidential Suite. Dit klink baie interessant. So kan jy dalk net vir ons 'n bietjie meer vertel van hierdie verskillende verblyfsopsies? Ja, so ons het eintlik ons noem dit die dark dormitory wat soos die area is waar klomp honde saam kan slaap in die aande. En dan het ons die privaat kamers. En ons het die privaat kamers eintlik maar net name gegee in plaas van te sê kamer 1, 2, 3 en 4. Maar die rede vir die kamers is eintlik nie om snaaks te wees nie. Jy sal dink partykeer soos ons mense ook, party is introvert, party is ekstrovert en partykeer het jy genoeg gehad van mense, dan wil jy 'n bietjie jou eie space hê. En so is dit tog dieselfde met honde. So ons kamers gebruik ons baie vir honde wat byvoorbeeld 'n ouer hond is wat deur die dag lekker sosialiseer en dan as dit nou lunchtyd is of middagetetyd is, dan gaan die hond na sy kamer toe om net bietjie op sy eie te wees, sy ontbyt of sy middagete te eet voor hy weer verder met die ander maatjies gaan speel. Nou, ek dink dit is belangrik om uit te kom by die feit dat jy ook CCTV-kameras het. Is dit hoofsaaklik sodat die mense of die eienaars hulle honde kan dophou? Ja, Elsa, dis die belangrikste vir my van die hondehotel, want ek glo in transparency, want honde kan tog nie praat nie. Honde kan nie huis toe gaan en sê, ek het nie 'n lekker dag vandag gehad, of 'n maatjie het my geboelie nie. En daarom is dit belangrik dat ons oop is met die eienaars wie se honde dit is en hulle moet alles kan sien. Ek sê altyd dit is soos om 'n kamera in 'n kok se kombuis te hê. Maar tog is mense ook net mense en my staf is ongelooflik, maar ons is ook net menslik, ons kan foute maak. So is belangrik dat ons altyd kan teruggaan na die kameras toe en sien nou maar 'n hond het seer gekry, wat presies het gebeur. Dit is so wonderlik om te hoor, regtig. Soos wat 'n mens meer daarvan hoor, is 'n mens net al hoe meer beïndruk. Nou, daar is boonop ook 'n hondespa wat alles van 'n hondehaarkapper tot hidroterapie en selfs reiki vir honde insluit. Vertel ons net so 'n bietjie meer daaroor ook. So die hondespa is eintlik maar 'n grooming parlor vir honde. So dis waar die honde gewas word, gesny word, hulle toenails word gedoen, hulle tande word gewas. En dan omdat ons baie met charities werk, ons het baie honde wat ons byvoorbeeld rehabiliteer. Ons het 'n hondjie gehad wat by 'n kliniek gebly het vir 7 jaar, was bang vir mense, was bang vir diere. En ons het daai hond ingeneem en dit het ons omtrent 3 weke gevat om hierdie hond te rehabiliteer, om net te kry om vir mense te vertrou. En dan gedurende daai proses gebruik ons soos reiki professionele en ons gebruik talk behaviorists. En sodra daai hond toe die mense vertrou het, het ons toe oorgegaan om die honde te vertrou. Maar jy kan dink dit is 'n baie stresvolle omgewing dan vir die hond, want hy's bang vir mense, bang vir honde. En dit is dan wanneer hierdie goeters inkom, ons bietjie meer alternatiewe gebruik om die honde net te help. Nou, ons het so 'n paar sekondes oor, maar ek wil graag vir jou vra, julle bied ook dienste vir diere wat 1-tot-1 aandag nodig het, spesiale dieete of ekstra oefening ook benodig. Hoe werk julle saam met die eienaars om elke hond se verblyf doeltreffend aan te pas? So Elsa, jy kan dink soos wat mense eet, elke mens iets anders. Party mense is gluten intolerant en dieselfde met honde. So ons het 'n online stelsel wat in die US gebaseer is. En so as 'n hond incheck by die hondehotel, dan weet ons presies wat die hond moet eet, hoeveel die hond moet eet en ons sit alles weer oor op die stelsel. Sodat die eienaar waar ook al hy sit in die wêreld of by die werk, kan hy presies sien wat het sy hond geëet, wanneer het sy hond geëet. En dit is alles deel van die transparency om net 'n goeie professionele diens te lewer. Baie dankie dat jy vanoggend met ons gesels het en ek is seker daarvan daar is nou heelwat van ons kykers wat nie kan wag om 'n draai daar by julle te kom maak met hulle diere kinders nie. Ek het geweet hier's 'n verrassing wat wag. Hallo Tannie. Hallo. Bly ingeskakel want net hierna kuier die rocklegende Arno Carstens by ons in die ateljee. Ek en Pieter gaan nog eers 'n bietjie aandag aan die oulike knap gee. Hallo. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. When was the
last time you looked at your plants and said thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say hey. Thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say thanks, plants. Sukkel jy met vet? Deners het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Deners top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Deners bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Deners all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Deners se stresvet nodig. Deners werk regtig. SMS jou naam na 44021. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Vandag het ek die wonderlike voorreg om met die man bekend as die Godfather van Suid-Afrikaanse rock and roll, die hoofsanger van die Springbok Nude Girls en met hom te gesels. En rede dat ons almal natuurlik nog The Galaxy of Blue sing wanneer jy 'n Touareg iewers sien rondrits. Arno Karstens, goeiemôre. Goeiemôre, hoe gaan met jou? Baie lekker om jou hier by ons te hê, man. Wat 'n voorreg. Ag, heerlik om hier te wees. Ons mekaar baie lank laas gesien. Ek probeer net dink, was dit by Kirkwood Wildfees of Man, ek weet ek was hier so een keer dat ek toe ek my eerste Afrikaanse albumpie gedoen het. Oh, nice. Toe ek dit hier so kom songkie kom doen. Kom ons gaan haal hom 'n bietjie daar, jy weet die Ossewaal agter die berg. Dinge met musiek het vir jou ook begin toe jou ma letterlik as klein kind vir jou 'n gitaar in die hand gestop het en die res was history as dit sê. Yes. So vir my was dit maar mense kom na my toe partykeer en sê so jy's lucky, jy's so talentvol en so. Dan dink ek ja, ek's lucky, maar dis nie asof ek 'n roeping gehad het om musiek of kuns te doen nie. Dit het gekom van die feit dat ek nie baie sterk akademies was nie en ook nie sterk sportief was nie. So toe kom ek agter as ek kuns doen of koor sing, dan kry ek 'n klas af van sport. Jy sien. En akademie af. So. Dis waarvan dit kom. Leigheid breeds talent. Lekker. En hoe het jy toe nou uiteindelik by die rock genre? Hoe het jy nou byval by dit gevind? Wel, ek was die jongste van 4 broers. Ek het obviously groot geword toe hulle deur hulle tienerskap jare gegaan het en het ek groot geword met Led Zeppelin, AC/DC en dan die 80s was of course die new wave era of the Depeche Mode en al sulke goed. So dit was my opbrengs. So ek het groot geword in 'n musikale lekker. Ja, wat daai tipe musiek ook van gehou het. So is dit nou Arno Karstens of Arno Karstens, jy weet? So die Britte noem my Arno. Ja. En maar ek sê gewoonlik maar net Arno want dis in Afrikaans ons praat ons meer voor in ons mond plat. Absoluut. Wat Springbok Nude Girls aanbetref, ek meen nommer 1 die naam het lekker gewerk vir julle. Ja. En dit was die band in Suid-Afrika.
'n stadium. Yes, so ons het begin by Mandela toe hy uitkom uit die tronk uit 1994, so dit was Mandela Magic. Ons was almal studente, ek sal nou nie sê ek was 'n student nie, maar ek was in Stellenbosch, al my buddies was studente. En so obviously right time, right place, regte naam. Die regte naam. Want ek meen toe word jy in dieselfde sinne genoem as U2, jy weet, the Rolling Stones. So die naam het gewerk, maar nou werk dit nie meer nie. Kyk, ons is geban van Instagram of Facebook of alles. Jy kan nie meer die woordjie nude girl gebruik nie, want dan dink hulle dis pornografie of iets. Oh my word. So die wêreld waarin ons nou lewe het nie dieselfde sin vir humor as wat ons gehad het in daai tyd nie. Maar maar ag, jy weet, die nude girls, ons het hierdie jaar 2 keer gespeel. Ons speel vir die liefde daarvan. Ja. Ons speel so nou en dan 'n showtjie, maar want ek moet ook fiks bly, want om die nude girl te doen. Maar ek meen, daai tyd is ook wat, 20, 25 jaar terug, en dit was 'n ander pas wat 'n ou kon hardloop. Yes, maar ek vind dat actually met ouderdom, ek voel amper asof ek nou fikser is as wat ek dan was. Ek kan nie meer net so doelloos aangaan nie, maar you know what I mean. Ek dink ons is fikser. Want ek dink jy raak meer wys oor wat jy doen en meer gefokus en gedit en gedat. Maar ja, nee, jy lyk goed my vriend. Dit lyk of jy nou onlangs begin het met dit. Ja, ons het net voordat ons begin nie so uitsaai praat ons oor die weights wat hy doen en baie dankie, maar wait, there's more. Julle was nou 'n rukkie uitmekaar uit. Dis nie dat julle opgebreek het, dis maar net ou het nou 'n volwassenheid ook bereik in jou lewe en gevoel ons het nou regtig lekker dues al betaal as 'n Springbok Nude Girls. Maar soos jy sê, hulle kom nog steeds elke dan en wan. Is dit per geleentheid of probeer hulle ook maar goedjies organise om by mekaar uit te kom 'n show te doen? Bietjie van al twee. Sê net maar partykeer sal mense ons vra vir 'n show. Dan dink ons wel, ons het nou klaar rehears en alles, maar dis wel kom ons sit 2 ander showtjies by. Ja. En dan sal ons dit doen. Maar ja, wat is die om nou te rehears vir een show is nie die moeite werd nie. So ons probeer maar so 2 bietjies so 3 aan doen. Waaroor sal jy nog lekker nostalgies kan raak of maak jy opgewonde nostalgies oor die Nude Girls in julle tyd? 'n Musiek kyk jy nie agtertoe nie. Jy kyk altyd vorentoe wat jy dink wat jy nog nie kon doen nie. Maar ek moet sê met die Nude Girls, I think I can definitely look back en ek kan sê, okay, daar is dit. Ja. En so die songs is maar die groot ding vir ons. Ons het songs geskryf en gedoen wat aanklank gevind het met die audience in sy tyd. En jy raak amper 'n klankbaan vir die agtergrond van sekere mense se opbrengs. En as 'n gelukkige ou vang soos die advertensie destyds met the Galaxy of Blue. Ja man, jy weet Volkswagen het David Kramer se karier gesave en my karier. So ek wil baie dankie sê vir hulle. Ons wil ook baie dankie sê. Daai was daar 'n song wat gestiek het ook. So jy weet wat interessant was toe ek het daai song uitgebring. Ek het gedink is 'n groot hit. Niemand wou dit speel nie. Niemand wou dit speel nie. Dog ek, well, there goes that. En toe het iemand dit op 'n ad gesit en toe ewe skielik toe happen dit. Toe sit 'n verskriklike ding. So you never know what's going to happen nie. So al wat jy kan doen is maar net as jy doen dinge vir die liefde daarvan and the rest will follow. Definitief. Ons gesels met Arno Karstens of is dit nou Arno, maar ons gesels heerlik vanoggend en ons wil hê jy moet bly net daar waar jy is. Ons gaan nie noodwendig musiek maak nie, maar Matta, ons het so baie om oor te gesels. Dit gaan nog glad nie hier ophou nie. Natuurlik van die voormalige Springbok Nude Girls band. En ek het nog 'n paar lekker vrae wat ek wil vra. Ek moes nogal gewonder het hoeveel jong mense of ouer mense het by julle shows, maar ons kan dit net na die breek doen. Kry jy so lank vir jou 'n vars koppie koffie of 'n ou sappie? Of as jy 'n rock and roll man is, koffie met wa, net hier op Goeiemôre, good morning. You pay less at Clicks with great savings. Buy any 3 Deli products, cheapest one free. Get marvelous chewing gum bottles, 60 grams, 2 for 60 rand. Save on Click Smart Bite Mini Fruit Rolls. And buy any 3 packs of delicious cookies, biscuits or wafers, cheapest one free.
Clicks. Feel good. Pay less. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. There's always been something about them. Those insured by AVBOB. It's because we know that AVBOB will be there for us one day. How about every day? Like the vouchers, coupons, and discounts I get to use for my daily living. And what would financial wellness be without an investment plan? Yep, that too. I now invest my money with AVBOB. With AVBOB, there's more than enough mutual value for everyone. AVBOB, we're here for you. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids. We're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off! Debt Rescue. Pay what you can afford. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en ry slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Welkom terug, ons kuier nog te heerlik saam met Arno Karstens vanmôre by die Goeiemôre Good Morning Ateljee en soos jy nou gesê het, jy doen daarom nog so nou en dan, jy weet 'n gig en 'n performance en dit, jy skryf nog al die pad, maar dan die kindsinnigheid het ook nie gelos nie met die skilder en die verf dinge wat jy doen. Yes, so ek het altyd gedog ek gaan 'n skilderkunstenaar raak. Toe sê my ouers my nee, jy moet grafies studie. Gestudy ek dit, toe dop ek dit want ek was te morsig. Toe het ek die nude girls ontdek, soos alle jong mans. En toe die wiel gedraai en toe het ek maar later weer begin verf. Ek dink so 2 of 3 jaar voor COVID geslaan het ek begin ernstig verf. En gelukkig was my timing korrek. Ja. Toe die COVID lockdown strike, toe kon ek dan so 'n bietjie geld maak uit my paintings uit. Ja. En dan wat inspireer jou of is dit maar net hoe jy voel, hoe jy 'n ding beleef en Man, ek dink ek is 'n closet fashion designer. Ek hou altyd van magazines, as al jare doen, kyk jy al die fashion magazines. En deesdae kry jy nie meer magazines nie, maar jy kry nou daai foto's op sosiale media. So ek download die foto's as ek hou van 'n foto en dan sal ek foto's meng of whatever om dan van daar af te vat om paintings te maak. Of ek vat goed soos daar's 'n vrou toe die Rusland vir Ukraine geval het. Toe vat 'n vrou mens haar 2 katte en haar hondjie en toe waai sy met haar tasse. Ja. Die foto daarvan. So ek probeer history ook bietjie vasvang in paintings. En hoeveel formele uitstallings het jy nou al gehad? Ek doen nie formele uitstallings nie want ek het 'n ander ding. Ek doen 'n music show. So ek doen 'n music show en 'n kunsuitstalling in een. So ons open die aand en dan ek was 'n ander dag hier by die Atterbury Theater het ons dit gedoen. Dan in die portaal is dit al die paintings op en dan later dan in die aand is 'n showtjie. Ja. So dis 'n bietjie van 'n ander experience, maar ek wil nog actually begin werk met regte kunsgalerye. Maar vir nou is jy happy. Dis daai omgewing waarmee jy jouself besig hou is. Ons verkoop op sosiale media, Instagram,
Facebook of whatever verkoop ek my paintings. Ja. My vrou het ook 'n kunsinnigheid daarna. Sy nie 'n interieur decorator of sit ek nou die pot heeltemal mis? Nee, kyk, ons het my huise geflip oor die jare, so ek het al gedink sy moet actually 'n interior designer wees, maar sy's baie into die crypto wêreld. Sy het haar eie YouTube program en goeters wat hulle praat met mense reg oor die wêreld. Crypto is nog nie so groot as Suid-Afrika nie, maar 'n naam wat al meer gehoor word. En ek kan vir jou sê, dit is 'n taal wat daai mense praat wat ek nie verstaan nie. So, maar I think it is stadig maar seker begin, dit is 'n nuwe tegnologie en goeders wat kom na ons land toe. So, het jy nog altyd gevoel as jy 'n produksie aangevat het nou en jou ook as kunstenaar saam met of sonder die Springbok Nude Girls? Produksie was belangrik goeders en eventually as jy by die musiekvideo moes uitkom, hoe belangrik was dit vir jou om seker te maak dat daai en die musieke dan alles bymekaar uitkom in die storie wat jy wil? Dis 'n goeie vraag, want veral in die 90s het ons terrible video's gemaak. Ons almal Jesus, dit is verskriklike. Ek het gecringe. Maar in elk geval, ons het daai video's gemaak en dit het my meeste van die tyd van die musiek afgesit. So, jy moet soos kunstenaars, ons moet video's maak partykeer vir ons musiek. Ja. Maar partykeer jy moet besop want dit kan mense afsit van jou musiek af. So ek sê maar net daar. Maar die groot ding is deesdae toe kom daar die NK kanaal, in the next generation. Yes, en toe ewe skielik het Suid-Afrika incredible musiekvideo's. En toe het dit nou gestop, maar die groot ding is regtig musiekvideo's speel 'n groot rol. Dit kan jou soos vir die antwoord, it made them. Ja, absolutely. Ek Fransja van Coca-Cola, almal het great video's, maar dis van haar NK daar af. Maar ek dink ons generation van die 90s, wat ons gedoen het is, ek en Huise Burger van Battery 9 het video's geskiet. Wat ons dan doen is, ons skiet dit op 'n Betamax, dan speel ons dit oor die TV, en to get a grain wat lyk soos film, skiet ons dit weer van die TV af, want dan lyk dit reg, en dan so het ons video's gemaak. In 'n sekere mate was jy ook nogal, jy weet, bietjie uit die boks uit gedink en dit het dit ook anders te gemaak, wat dit aanbetref. Ja. As dit nou kom tussen die verskil vir Afrikaans skryf en Engels skryf, vind jy 'n verskil, is dit weer maklik in beide? Dis vir my makliker in Engels om te skryf, want Engels is 'n baie melodiese taal. Jy kan 'n geluid maak en terwyl jy die geluid maak, kan jy die woord vorm, wat jy nog eers weet wat die woord gaan wees nie. Maar in Afrikaans is dit heeltemal anders. Ek vind in Afrikaans moet ek eers skryf ek baie keer begin ek met die woorde. Ek vind in Afrikaans kan jy nie geluitjies maak en woordjies opmaak soos jy gaan nie. Ek dink dis 'n baie meer direkte taal, dit het baie meer karakter. Vir my is dit man, ek hou van goeie lyrics. Lekker. So ek hou van Afrikaans skryf, maar dit is 'n ander proses. But once you get it, en dit is 'n incredible ervaring. Dit is anderste en dit is baie lekker. Is daar enige gigs waarna ons kan uitsien? Wat is op die plan? Wat is op die dagboek? Wat gebeur? Net gou terug na die ander. Ek wil ook sê, as jy Afrikaans is en jy sing Afrikaans, sing jy baie gemakliker. Ook waar, natuurlik. Ook waar. Maar anyway, kom ons gaan aan. So jy sê, wanneer gaan ek op toer? Ons gaan nou op toer. Ja, wat gebeur? Al die kunstenaars gaan nou op toer deur die hele land. Ons almal gaan op die Ooskus. Because it's happy hunting season. As vir daai mense wat single is, wil ek net sê, happy hunting season and have a good time. So, ons sien almal op die kus, vir die hele Ooskus en bietjie van die Weskus, en ons gaan Kersfees en nice. Jy weet, it's holiday season coming up. My vriend, dit was nou, ek wil eintlik sê, verskriklik met 'n M. Lekker dat jy hier kom kuier dit vanmôre. Dit was baie nice en ek hoop ons sien mekaar sommer gou weer en thanks for popping in. Baie dankie en thanks for having me en 'n lekker holiday en alles vir the season vir al die mense wat kom. There we go. Dit was goeiemôre, good morning wat hierdie oggend aanbetref. Kyk gerus uit vir die herhalings. Gaan volg ons ook op die YouTube kanaal en al die sosiale media platforms van my en die res van die span. Mooi bly mooi en sorg dat jy nooit op 'n droom nie. Lekker dag. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help
you, who thinks boldly and differently, leads with understanding, guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura, to excel, to conquer that new plateau, to live, innovate, and succeed. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid.